Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. In die laaste paar gesprekke wat Jesus met sy disippels gehad het voor sy kruisiging, probeer hy vir hulle vertel en hy probeer hulle voorberei dat hy nie net gaan sterf nie, maar hy gaan terug hemel toe daarna. Eers daarna, wanneer hy opgestaan het en weer lewe, maar hy sou dan terug na sy Vader toe gaan. Maar die disippels is baie ontstel, hulle is omgekrap. En ek dink dit is heel normaal, want hulle was lief vir Jesus en hulle wou nie fisies sonder hom gewees het nie. Maar Jesus stel hulle gerus dat hy hulle nie alleen gaan laat nie. Ons Bybelbelofte vir oggend, Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Nou vriende, voor ons in hierdie vers so klein bietjie gaan ingaan en uitmekaar trek, wil ek net eers noem. Hierdie belofte is 'n hemelse geskenk aan elke kind van God. Hierdie is so 'n persoonlike geskenk van God af, want Jesus maak dit duidelik dat hy nie wil hê dat enige van sy kinders ooit alleen moet voel nie. En hierdie belofte strek tot in ewigheid. Dit is 'n blywende, waarlike, lewende belofte van God af. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe en in myne is nie tydelik nie, maar ewig. Luister saam met my na die uitnodigingslied vanoggend. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. Ons Bybelbelofte vir oggend, Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly, tot in ewigheid. Daar is twee woorde wat ek graag na wil kyk hier in die oorspronklike Grieks. Jesus sê, hy stuur 'n ander. Nou hierdie woord ander in Grieks, allos, beteken nog een van dieselfde soort. Met ander woorde, vriende, dis nie 'n ander tipe iets wat gestuur net word nie, maar dieselfde iemand soos Jesus Christus. En dan die woord trooster. Die Griekse woord paralektos beteken helper, raadgewer, voorspraak, ondersteuner, een wat langs jou staan. En in vers 17 lees ons ook, Jesus sê, die Gees van die waarheid. Vriende, met ander woorde, hierdie belofte vir my sê, die Heilige Gees sal voortgaan met die goddelike werk hier op aarde. Sien, die Bybel wys vir ons oor en oor dat die Heilige Gees ook 'n persoonlike wese is, 'n goddelike wese. In Handelinge 15 vers 28 lees ons, die Heilige Gees en ons het besluit. Lukas 12 vers 12 sê vir ons dat hy ons onderrig. Johannes 16 vers 8, hy oortuig. Handelinge 13 vers 2, hy rig kerksake. Romeine 8 vers 26, hy help en bemiddel. En hier is maar net 'n paar van baie verse. En vriende, die meeste verse wat verwys na die Heilige Gees ook in die Bybel, hou baie sterk verband met sy verhouding met die kinders van God. 1 Petrus 1 vers 2 skryf, in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid. Handelinge 5 vers 32, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Vriende, met ander woorde,
Niemand kan die teenwoordigheid van die Heilige Gees in hulle harte geniet, sonder om gehoorsaam aan God te wees nie. Want ons word ook gewaarsku in Efesiërs 4 vers 30, om nie die Heilige Gees te bedroef nie. Maar hier, vriende, is wat ek love van hierdie belofte. Ek, Chanel, is nooit, ooit alleen nie. Vriende, ek en jy is nooit alleen nie. En omdat die Heilige Gees my rig en my lei, weet ek, hy verander my ook. Want hoe meer ek in die waarheid gelei word, hoe meer raak ek soos Christus. Hoe skoner raak my hart, hoe mooier raak my siel. Want dan dra ek en jy die vrug van die Gees. Liefde is die kern binne my en jou dan. Want God is liefde. Liefde is die lens waardeur ons oë outomaties kyk. Liefde is die sif waardeur ons woorde gaan outomaties. Ons hele wese straal ook van blydskap. Want hoe is jy sad met die hoop van die evangelie wat ons het? En een van my gunstelinge, as mense gunsteling mag hê, vrede. In 'n dol en woeste wêreld soos hierdie, is daar 'n vrede wat Christus vir ons gee, wat nêrens anders in hierdie wêreld te vind is nie. As 'n kind van God, met die Heilige Gees wat in my werk, is daar 'n vrede in my hart, wat bo alle verstand is. Ons optrede is lankmoedig. En dis nie net om geduldig te wees met mense om ons nie, maar met onsself. Want vriende, wanneer ek val, en lankmoedigheid is deel van my karakter, dan kyk ek na myself en ek staan weer op, omdat die Heilige Gees in my is. Vriendelikheid word gesien op ons gesigte, selfs in daardie oomblikke wanneer trane by ons wange afrol. En omdat ek en jy kind van God is, en ons skatte is in die hemel waar ons dit daar versamel, kan ons selfsugtige goedheid uitoefen teenoor ons naaste. In Lukas 16 vers 10 word ons geleer om getrou te wees in die klein dingetjies, sodat ons getrou kan wees in die groot dinge. Kinders van God word vertrou met die dinge van God. Daar is 'n loyaliteit binne sulke mense wat jy nêrens anders in hierdie wêreld kry nie. Vriende, sagmoedigheid. Swak? Nee. Hoe graag bid ek so gereeld oor die een. Iemand wat sterk is, omdat God in jou is, maar kies om sag en nederig op te tree. Sag en nederig te klink, sag en nederig van natuur te wees. Gun mekaar, jou naaste, alles. En selfbeheersing. 1 Korintiërs 9 vers 25. Beoefen selfbeheersing in alles. Met die leiding van die Heilige Gees kan ek selfbeheersing hê oor my vleeslike begeertes. Ek kan selfbeheersing hê oor my emosies. Ek kan, vriende, ek en jy kan nee sê vir sonde. Omdat God binne my is, binne jou werk en met ons is. En soos Jesus Christus beloof het, hierdie is tot in ewigheid. Ek wil u graag uitnooi. Daar is so baie dinge om nog te leer van die Heilige Gees, die funksies van die Heilige Gees, waar in die Ou Testament ons van hom lees, die gawes wat die Heilige Gees uitdeel, waar, wanneer en hoe. Kontak ons asseblief, awrafrikaans.org, of stuur vir ons 'n boodskap, 'n WhatsApp, na 060-248-1172, 060-248-1172. En onthou ook, vriende, ons wil baie graag saam met u bid, of vir u bid. In Handelinge 19 vers 2 vra Paulus, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowiges geword het? Vriende, het ek en jy die Heilige Gees ontvang? Daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid? Ons hemelse Vader, dankie dat u ons leer om soos Christus te wees. U seun is sagmoedig, nederig, vol liefde, selfs teenoor die mense wat hom seermaak.
Vader, met die teenwoordigheid van die Heilige Gees, leer ons om nie met woede te reageer nie, maar met kalmte en geduld. Vader, help ons om ander mense met respek en sagtheid te behandel, selfs wanneer ons verkeerd voel of seer gemaak word. Dankie Vader vir die kosbare gawe, die groot goddelike geskenk van die Heilige Gees. En Here, dis my smeekende gebed vanoggend. As daar 'n luisteraar is wat nodig het om hulle harte oop te maak vir die teenwoordigheid en die leiding en die onderrig van die Heilige Gees, mag hulle smag daarna en sê, Heilige Gees, ek nooi U in my lewe in. Vul elke deel van my hart. Mag U teenwoordigheid oral binne my wees. Wees my trooster wanneer ek swak is, my leraar wanneer ek onseker is, my krag wanneer ek moed verloor, en bo alles, lei my op U pad van waarheid. Vader, mag ons sensitief wees vir die Heilige Gees se stem in ons lewens, en mag ons wil gehoorsaam wees aan U en U alleen. Dit is my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus, Koning van konings en Koning van ons harte. Amen.